Katrina on the waves op die Get Up and Go show sal met Johan de Tooi hier op Millie FM kos vir jou ore. En is tyd om terug te kyk in die geskiedenisboeke en 'n baie spesiale geskiedenissegment wat ons vandag het saam met Leon Oosthuizen, die bedryfshoof van die Langehoven-mark. En hy gaan ons vir ons so 'n bietjie kom vertel oor die geskiedenis, die ryk geskiedenis wat actually in Langehoven-park is. Goeiemôre Leon. Goeiemôre Johan. En baie welkom hier by Millie. Baie welkom hier by Millie FM. Baie dankie. Ons het so 'n bietjie gepraat oor die Langehoven-mark, 32 jaar oud. Mense kan dit nie glo nie. Vertel ons 'n bietjie meer van die geskiedenis agter dit. Baie dankie. Ja, Langehoven-mark is sy huidige naam, of as jy wil Engels wees, Langehoven Market. Maar as ek die geskiedenis vertel, dan gaan ek terug na Boeremark waar sy ontstaan is. Dit lyk my so in die vroeë 90 was daar 'n sterk beweging om die boere en die publiek, die kopers 'n bietjie nader aan mekaar te kry. Ja, en daar in die Transvaal, die Transvaalse Landbouunie begin met die Pretoria Boeremark. En in dieselfde tyd hier in Bloemfontein, professor Kobus Luizenby, inwoner van Langehoven-park op daai stadium, het hom beywer vir iets soortgelyk. Nou moet die luisteraars net eers besef, Langehoven-park was toe nog nie deel van Bloemfontein nie. Hulle was hierdie kant van die N1 en deel van Beinsvlei se streeksdienste of distriksraad. En hy was een van die raadslede, hy en die burgemeester het toe nou lyk my koppe bymekaar gesit en besluit om 'n soortgelyke mark as die Pretoria Boeremark, die Boeremark hier so in Bloemfontein te begin in Langehoven-park. Nou die raad het toe nou die stuk grond daar beskikbaar gestel. Hulle het self die mark bestuur. Dit is interessant om in ou notules terug te gaan en te sien hoe daar op raadsvergaderings van so 'n liggaam besluit is oor die mark en oor die tariewe. Een van die interessante brokkies op Sadra het hulle 'n verkeersbeampte uitgestuur om die fooie te gaan kollekteer by die uitstallers. Maar so ontstaan die mark 9 Januarie 1993, die Saterdagoggend, eerste mark daar op die terrein waar hy nou nog is. Blykbaar so in die omgewing van 80 uitstallers wat opgedaag het en die mark het begin. Vertel vir ons ook bietjie behalwe nou vir die Langehoven-mark. Langehoven-park, jy so ryk geskiedenis actually wat hier in Langehoven-park lê. Brei vir ons bietjie meer uit oor die geskiedenis wat niemand actually van weet nie. Daai wat nie ouens nie weet, jy ry elke dag verby. Voor ons gepraat oor die koppie. Ja. Ons praat oor die koppie. Iets wat jy ry elke dag verby hom, maar jy weet nie wat daar gebeur het nie. Ja. Ek sal begin by die koppie. Blykbaar die koppie, dis nou so 'n mens Langehoven-mark inkom daar agter die Mercedes garage, was deel van die konsentrasiekamp. En blykbaar is dit nou vir al die wat bietjie beswaard was of bietjie kwaad geraak het vir ander, het hulle kom afsonder en daar op die koppie sit en neerkyk op die ander daaronder by die dam van trane. Is 'n stukkie geskiedenis wat ek so op hoor sê het en wat vir ons iets vertel wat ons nie eens besef nie. En Langehoven-park is deel van die konsentrasie. Ek was gister by die Oorlogmuseum gewees en dit was ou gaan deur Bloemfontein en val in Langehoven-park, soos jy nou sê, wat deel was van die konsentrasiekamp. Baie min mense besef dit. Wat staan vir jou uit van Langehoven-park se geskiedenis? Wat sê jy bestempel as die belangrikste deel van Langehoven-park? Blykbaar toe Langehoven-park uitgeleë is. Onthou 50 jaar terug was dit plaasgebied. Daar staan so 2-3 van die ou plaashuise nog so versteek in Langehoven-park. As 'n mens weet waar om te soek, sal jy hulle opspoor. Maar met die ontwikkeling het hulle blykbaar dit geteken as 'n sogenaamde slaapdorp, dat hier net huisvesting gaan wees, dat hier geen besighede in Langehoven-park gaan wees nie. En vroeg in die ontwikkeling was daar vertoë om 'n meentuiskompleks of 2 op te rig, wat uiteindelik goedgekeur is, maar baie lae digtheid meentuise. Mettertyd is die digtheid verhoog, die meentuise het meer geword en besighede het begin ontstaan. Ek is nou so 32 jaar hierso. En toe ek hier gekom het, was hier basies die klein winkelsentrumpie waar die huidige Spar is en die klein winkeltjie sentrumpie waar Pick n Pay was met 'n vulstasie of 2. En dit was al. En ek dink nou kan jy omtrent elke besigheidshandelsmerk al in Langehoven-park as 'n klein stuitjie op sy eie vind. En Langehoven-park het nou sy eie radiostasie ook. En sy eie radiostasie. En sy eie radiostasie ook. Ons gesels met Leon Oosthuizen. En Leon, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Baie dankie vir jou kennis wat jy kom deel het hier op Millie FM. En ek hoop dis die laaste keer wat ons gaan gesels nie. Ek hoop nie so nie. Ek sal graag nog weer kom kuier by julle. Baie dankie Leon. Ek bly ingeskakel net hier op 90.7 FM.